Ons is besig met hierdie, of ek is besig met hierdie reeks oor, hoekom lyk dit altyd asof die goeie ou tweede kom? So ek nou al 'n paar goeters gedoen, en toe vang hierdie, so 'n bietjie 'n curveball my, so die diens wat ek eintlik wou doen, het toe bietjie verander, want skielik is alles bietjie deur mekaar gegooi. Dinge het gebeur, en skielik is daar 7 mense wat gedoop wil word. 7 mense wat die Here aangeneem het, 7 mense wat gesê het, ons wil dit 'n uiterlike teken maak vir die res van die gemeenskap, dat Jesus ons Here is. Dis hoekom ons hier so vooroopgelos het, ons gaan hulle net nou hier na vorentoe roep. So ons maak 'n deel van die diens, so die diens is redelik bietjie aangepas, maar dis nog steeds, hierso is 'n baie belangrike diens, die wortel van ons probleme. Nou ek het dit uitgesit en gevra, mense moet nou bietjie comment daarop. En ek het baie interessante comments gekry, het SMS'e en so, en mense het geprobeer nou uitfigure, wat is die wortel van ons probleme? En almal, behalwe 2 mense wat ek gekry het, spreek die simptome aan. Nou die simptome is soos as jy kyk na onkruid. Daar's onkruid, gaan trek sy blare af, moenie dink hy's weg nie. Want môre sy moet nuwe blare terug en sommer nog 'n nuwe plantjie, want die wortel is nog steeds daar. So dit is die probleem van onkruid. Dit is die wortel van die probleem, is die wortel self, ons moet die wortel uittrek. So wat is die probleem by die mens? Hoekom lyk dit of ons tweede kom? Want ons doen partykeer goed nie reg nie. Wanneer 'n ou 'n ding nie reg doen nie, partykeer brand jou ore. Partykeer brand jou wang, partykeer brand jou boude. Maar partykeer is dit net nodig om terug te keer na die woord van God toe en 'n eenvoudige woord van God te hoor. Partykeer maak ons dit so moeilik vir onsself, ons wil dit so Christianize. Ons wil die woord van God vat en ons wil dit so maak dat dit 'n moeilike woord en ons wil so intellektueel klink en so Christelik en geestelik dat ons waarlik waar vergeet. God het gesê, die woord is 'n eenvoudige woord. Dat eenvoudige mense soos ons, so eenvoudige mense soos vissermanne, eenvoudige mense soos bikers, dat ons hierdie woord kan verstaan van God. En hoor my mooi, en ek sê dit met die diepste respek. Die eenvoudige mense, die eenvoudige dinge in die lewe, is die dinge wat regtig waar vir my saak maak. En ek sê nie ons is eenvoudig soos en eenvoudig so nie. Ek sê ons moet eenvoudig wees in ons geloof in God. Don't try and make it complicated. God's not a complicated God. Straightforward, right down the line. Dit wat hy sê is, ons moet soos kindertjies glo. Selfs kindertjies, wie se paas, vir die blou bulle skree, en die pa sê vir die kindjie, die blou bulle is die beste, die kindjie glo hom, want hy glo sy pa. In elk geval, ons is 'n familie van 5 gewees. Ek, my vrou, Renay, dan Eddie, Kevin en Sean, so dit was ons 5 gewees. En intussen ons ook dan geseën met 'n pragtige skoondogter, 'n pragtige kleinkind en 'n pragtige aanstaande. En dit is nou, Candice is die aanstaande, Logan is ons kleindogtertjie en Rolien is ons skoondogter. Maar voor dit was ons net ons 5 gewees. En ons 5 was nogal 'n redelike aktiewe familie gewees. En so met enige ander familie, wanneer een siek word, wanneer hy verkoue kry, dan het dit so aangesteek na die volgende een toe, dan het hy so in 'n sirkel gehardloop. So ons het redelik genoeg geleentheid gehad om siek te wees, om oulik te voel, om bietjie dokter toe te gaan. Nou die dokterondersoek het gewissel van verkoues, na griep toe, na oorinfeksies, na allergieë, na mangelontstekings, na suikersiekte, na gebreekte bene, en dan so ook na bloedklonte toe. Nou van hierdie siektes was lewensgevaarlik geweest, en van hierdie siektes was maar nou net maar normale goeters geweest. Min dinge, soos om naby die dood te kom, of naby die dood te draai, bring vir jou na 'n reality check toe van jou lewe. Min dinge, dat jy besin oor die doel van die lewe, waar jy is in die lewe, en waar jy moet wees in die lewe, soos om naby die dood te wees. En onthou die dood, ons praat nie gedeeld oor die dood nie, maar die dood, soos Dawid sê, hy sê dit in 1 Samuel 20:3, sê hy, so waar, Jonathan, so waar as wat jy lewe, en so waar as wat die Here lewe, die dood loop 1 tree van ons af. Hy sê dit daarso. In elk geval, en dan, wanneer hierdie ding gebeur, ons leef soos ons wil, en wanneer hierdie ding gebeur, hierdie nabye dood, dan skielik is ons Christelik. En ons spreek Christianese, en ons ken daai taal verskriklik goed, en ons bid skielik, en skielik is dit mooi Facebook posts, en is mooi WhatsApp postertjies, van hoe mooi die Here jou moet seën, en van die engele vlerkies wat jy moet ontvou, en die blommetjies, en die sonskyn, en die maan, en die rosies, en al daai goed, met die ikkies, hê 'n mooi daggie, kie. Soms kan ons so plastiek wees, en onthou, 'n plastieke reuk is 'n walglike reuk voor die Here God. Ons kan nie plastiek wees nie. Maar in elk geval, ons weet, wanneer iemand ons wil kil, met vriendskap, met broederskap. Ons weet wanneer iemand se vriendskap en broederskap
iets anders te is om iets by ons te bereik. Wanneer hy ons wil kil, wanneer hy ons wil om die bos lei. Hoe dink ons, God sien nie deur wat ons doen nie? Fariseërs. Die meeste van ons is die meeste van die tyd fariseërs. Want wanneer dit goed gaan, vergeet ons van God, wanneer dit sleg gaan, dan hardloop ons na God toe. Maar in elk geval, ek gaan daai ding net parkeer vir 'n volgende diens. Want ek het 'n bietjie iets anders om oor te gesels. Is oor hierdie medies, oor hierdie dinge wat ons so siek gemaak het. Nou, ons medies was nie baie lief vir ons gewees nie, want ons het 'n goeie medies gehad, hulle vir alles betaal. So hulle het gereeld vir die 5 van Ekke betaal. Ons het dit nie misbruik nie, maar ons het dit wel gebruik. Want dit was daar gewees, nie om gebruik te word, maar dit het ons gehelp. En ek dink die dokter het ook later van tyd gevoel asof hy deel is van die familie, want elke week of elke tweede dag is daar 'n van Ek wat vir hom kom sien. Nou as ek nie lekker voel nie, as ek siek voel, dan gaan ek dokter toe en ek gaan soontoe laat hy my kan help. En ek weet ek praat nie met julle nie, ek praat net van myself. Wanneer ek siek is of bietjie oulik voel, dan word ek knorrig. Ek word Dis ek dog ek gaan nou support kry hierso nou. Ek word knorrig, ek is 'n bislike mens, maar ek weet julle is modelpasiënte. Ek kan my net voorstel, ek weet Mike Modder is 'n modelpasiënt. As hy dokter toe gaan, hy's vol vriendelikheid en so aan. Hy raak nie ongelukkig, hy raak nie kwaad nie, hy wil niemand slaan nie, hy wil niks breek nie. Maar wanneer ek dokter toe gaan, het ek 'n baie eenvoudige agenda. Ek het gewoonlik 3 vrae wat ek vir hom wil vra. Ek vra vir hom, wat is fout met my? Wat moet ek doen om gesond te word en hoe lank gaan dit neem? Now, in order to accurately treat a sick patient, the doctor's first goal would be to determine what is causing the unhealthy symptoms. Sometimes it's a very easy diagnosis. Sometimes tests, x-rays and scans are required to see what is wrong. But no matter what, the root of the symptoms must be revealed and identified. Now this is true of our physical bodies, just as it is true of our spiritual lives. We have to get to the root of the problem. Ons moet daar uitkom by die wortel van die kwaad. So when we are sick, the symptoms of our illness tend to show up way before the root is exposed. Dit is op die fisiese lewe. Die simptome is daar voordat dit vir ons wys wat is die cause van hierdie goed. Die simptome is daar. And the same is true of our spiritual lives. When we are spiritually sick, the spiritual symptoms of our spiritual illness tends to show up way before the spiritual root is exposed. We may face symptoms such as paralyzing anxiety, a marriage which is in distress, anger that is out of control, financial chaos in our lives, and much, much more. And we lack and we long for peace. We long for the relief to get rid of all of these sickness and these illnesses. So where does this pain, this spiritual pain, originate from? Now our great physician, God Almighty, offers us great clarity and help in this. Proverbs 4:23, en hierso is dit, hier is die antwoord. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Dankie seun. So my keel is net bietjie droog. Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. In die 53 vertaling staan daar, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. En wanneer ons na die 83 vertaling kyk, sê dit, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Nou volgens die Bybel bepaal dit wat in jou hart aangaan, dit bepaal die koers van jou lewe. So through His precious word, God reveals that the condition of our hearts will determine the course of our lives. Die pad wat ons sal loop, word deur ons hart bepaal. So what is inside your heart is taking you somewhere. So as jy 'n siek hart het, gaan jy 'n siek lewe hê. As jy 'n gesonde hart het, gaan jy 'n gesonde lewe hê. En dan praat ons nie van rykdomme en al daai goeders nie. Ons praat van iets anderste, iets baie meer waardevols, iets baie meer kosbaars. Jou hart is hoogs kosbaar. Your heart is of incredible value. Dis miskien die waardevolste ding wat jy in jou lewe kan hê. Onthou, ons pas nie dinge op wat ons nie waarde aan het nie. As ek vuil goed het of rabbies het, gooi dit in die asbak en ek vat dit buite toe en ek gaan los dit daar. Ek pas dit nie op nie.
Ek het ook nie eintlik veel nut daarvoor vir enigiemand. And I don't really care who goes and collects it, who takes it away. But anything that is of value, enigiets wat vir my waardevol is, wat doen ek? Ek pas dit op. Enigiets wat vir my kosbaar is, ek pas dit op. Enigiets wat vir my waardevol is, ek pas dit op. Ek los dit nie sommer op enige plek waar enige iemand dit kan vat en waar ek dit kan verloor nie. Dit is mos waar wat ons doen. Ons doen moeite om die waardevolle dinge van ons lewe tog op te pas. We guard it, we protect it. En dis die boodskap. Your heart is of great value. Jou hart is van onskatbare waarde. Die Here sê, bewaar jou hart. Hoekom sê die Here, bewaar jou hart? Hoekom moet ons alles in ons vermoë doen om ons harte te kan bewaar? Because your heart is under attack. Ons hart is heeltyd onder 'n aanval. Just like bacterium can attack our physical bodies, there is a real assault on our hearts, your heart and my heart. The very nature of God's words that says, guard your heart, indicate that it is something that we need to guard our hearts against. The Bible is very clear, we have enemies. Wees waaksaam, wees op die uitkyk vir die vyand, en die vyand van die mens is die Satan. Satan kan vir jou gee wat jy wil, hy kan vir jou gee wat jy wil hê, en jy sal dink dis great, en jy kry power, en jy kry mag en aanvaarding, al die goed, maar dis gif. Hy gee vir jou gif, want die uiteinde van Satan se woord, die uiteinde van Satan se lewe, is 'n geestelike dood, dis die hel. Dis die hel. 1 Petrus 5 vers 8, 83 vertaling. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond, soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Hy's 'n muis met 'n trompet, man. Hy maak hierdie geraas, maar hy is gevaarlik. Hy's bitterlik gevaarlik. Op ons eie kan ons hom nie beklei nie, maar met God se krag, want God het hom alreeds oorwin. Aan die kruis het God hom oorwin, in die graf het God hom oorwin, uit die opstanding het God hom oorwin. Efesiërs 6 vers 12, 83 vertaling. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, elke bose gees in die lig. Ons harte is siek, ons harte word aangeval. Hoor wat sê Jeremia 17 vers 9. Ek gaan vinnig hierso deur hardloop dat ons kan klaarmaak. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Die 53 vertaling, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja. Verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Dan praat Jesus self, en kyk ons na Markus 7, en dit is die 53 vertaling. Ons lees al van vers 14 af. En hy het die hele skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister almal na my en verstaan. Onthou, dis nou Jesus wat hier praat. Daar is niks wat van buite af in die mens kan ingaan, wat hom onrein kan maak nie. Maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. As iemand oor het om te hoor, laat hom hoor. En dan vanaf vers 21, hoor hierso wat sê Jesus, dis die woorde van ons Here. Want van binne, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne en maak die mens onrein. Van binne af, van jou hart af, dis die wortel van die kwaad, dis die wortel van ons probleme. As ons hart nie reg is nie, maak nie saak ons probeer die simptome aanspreek nie, as ons nie die wortel uitsort nie, gaan dit bly teruggroei. As ons dit nie verstaan nie, as ons dit ignoreer, dan sal ons weliswaar nooit waarlik komplete en algehele genesing ontvang nie. Dit sal wees om kanker te probeer beveg. My broer is dood aan kanker. So ek praat daarmee, dit gaan wees om soos kanker te beveg met pleisters en disprints. Jy sal nooit wen daarmee nie. Now many well-meaning Christians, the first line of defense or the line of attack is the thoughts that we must address our thoughts. We must sort out our thoughts. Yet, Jesus told us that our sinful, unhealthy thoughts originate from sick hearts. Our hearts are ground zero. Dis waar die dinge gebeur. Van daar af gaan dit uit. As ons nie versigtig is nie, kan ons 'n geweldige groot fout begaan. Ons kan dit mis. Ons kan alles aanspreek, maar ons kan ons hart mis. Met ander woorde, ons trek die bossie se blare af, maar ons trek nie die wortel uit en môre wanneer ons terug is daar nuwe blare. Ons raak bewus van ons messed up thinking.
en ons ondersoek nie wat agter hierdie messed up thinking sit. Ons kyk nie waar dit vandaan kom nie. Maar ons vaar op kruistogte uit en ons soek alles, en ons soek by alle plekke, ons soek wat ons kan doen, en ons lees die Sarie en die Huisgenoot en alles, ons lees boeke van mense, maar die Bybel, die woord van God, het die antwoord. Hy lê daar een kant. Hy vergader stof, maar ons moet 'n Bybel hê, maar ons lees hom nie. Hoe stupid moet ons wees? Dis waar die antwoorde sit. Ek gaan net gou hierdie uitsny. In desperasie huil ons uit na die Here toe. Ons roep uit na die Here toe en ons wonder, hoekom het ons geen oorwinning in ons lewe nie? Ons wonder hoekom ons heeltyd moet sukkel. Ons wonder hoekom dit heeltyd so moeilik met ons gaan. Ons wonder hoekom ons die slegte dinge oor en oor en oor doen. En ons bly dit herhaal. En dan sê ons vir onsself, maar ons moet ons gedagtes gevang neem. We must stay captive our thoughts. En dan moet ons nou hierso wees, maar we do not apply the word of God to our lives. Ons moet back to the basics kom, dat ons kan verstaan waar dit moet begin. Dit moet by jou hart begin, want as jou fondasie nie reg is nie, as ons nie op die fondasie van Christus is nie, maak nie saak hoeveel jy wil bou, en hoe mooi jy bou, en hoeveel tyd jy spandeer nie, dit will crumble. Because the foundation is wrong. Kan nie met 'n bike klim en op 'n bike wil gaan ry as jou wiele nie vasgebou is nie. Jy gaan neerkletter. Ja. Why do we keep repeating the same behaviors? Why do we not live in victory? Nie totdat ons die wortel van die probleme aangespreek het nie. Not until we have dealt with the root of our problems, we will find ourselves exhausted, frustrated and defeated. And that's the lives we will live. As ons nie die wortel aanspreek nie, sal dit die lewe wees. We will be exhausted, frustrated and we will be defeated. Ek moet die probleem aanspreek. Wat is die probleem? Die probleem is my hart. Wat sê God se woord? Hy het dit vanoggend gebid. Hy weet dit nie eers nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons die volgende: as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en hy sal ons sondes vergewe en ons van alle ongeregtigheid reinig. Hoe eenvoudig is dit nie? Dom ouens soos ek, boere matriek 2 keer standaard 5. Ek verstaan dit. Julle slim ouens sal dit mos nou beter verstaan. God is getrou en regverdig. As ons dit bely, ons vat dit na hom, ons gee dit vir hom. Hy sal ons vergewe. Maar ons wil dit nie na hom toe vat nie, want ons kry skaam. En omdat ons dit nie na hom toe vat nie, en omdat ons in hierdie skaamte bly, dan doen ons dieselfde goed oor en oor en oor. En ek wil nie steel nie, maar ek steel. Ek wil nie dwelms nie, maar ek dwelm. Ek wil nie oreer nie, maar ek oreer. Ek wil nie myself paralytic syf nie, maar ek syf myself paralytic, want my hart is verkeerd. Die wortel is nie uitgesort nie. God, our creator and the great cardiologist, die hartdokter van die siel, hy gee vir ons die antwoorde hier. He has the ability and he has the power to forgive us and of our sins and to heal our hearts. That is what God can do, and he wants to do that. He loves us so much. He wants to become our first love once again. We must ask him to reveal the root of our pride, of lust, of bitterness, of selfishness, of envy, of idolatry, and any other sin that is busy making us sick. Because confession of our sins will unlock healing in our lives. God wants our hearts. God wants our love. God wants our healing. En in hierdie lewe het ek tot die besef gekom, dat die gesondste en die gelukkigste mense, hulle is, wat op 'n punt kan kom in sy lewe, wat hy kan besef, my hart is siek, my hart is nie reg nie, wat het besef en dan na God toe gaan, want God en God alleen is die een wat dit kan verander, niemand anderste nie. Niemand anderste kan dit verander nie. God alleen kan hierdie probleem uitwis. Geen godsdiens, geen predikant, geen dominee, pastoor, priester, padre of 'n moeder kan jou sondes vergewe nie. Jesus Christus alleen kan die sondes vergewe. God kan dit doen alleen deur Christus. Jesus is die enigste weg tot by die Vader. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Geen ander pad na die Vader toe as deur hom nie. Lees die woord van God, bestudeer die woord van God en sien wat die woord van God sê, want dis waar die waarheid is. En hulle hardloop na die Here toe. Hy is die geneeser, hy is die een wat kan genees. Hy sal genees.
And then there's no more room for wallowing in shame and in condemnation. My hart is siek, en wat in my hart siek is ek siek. So kom ons laat God toe in ons hart. Laat ons God toelaat, laat sy lig kan skyn. Laat ons kan sien, dat hy vir ons kan uitwys waar is ons verkeerd. Laat ons kan terugkeer na hom toe. Laat hy ons kan heel maak, laat hy 'n hart van klip kan vat en 'n hart van klip kan uitvat en vir ons 'n hart van vleis gee, laat daar genade sal inwees, laat daar vergifnis sal inwees, laat daar liefde sal inwees. En laat dit deel van ons lewe wees. Laat dit daar is, want God en God alleen kan dit doen. Nie drank of boeke of enigiets anders nie. Niks. God alleen, 'n genadeoffer van God af.